Ons hoef nie meer vir God te gaan soek nie. Kyk, die maagdal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. God is nie net by ons nie. Efesiërs 4 vers 6 sê, daar is een God en Vader van almal, wat oor almal, deur almal en ook in julle almal is. Verander jou manier van dink van die Here wat my moet help na, wat kan ek en u vandag saam doen, Vader? Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Wat is die kennis wat by ons ontbreek? Ons moet almal kom tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man tot die mate van die volle grootte van Christus. Efesiërs 4 vers 13. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. 1 Johannes 4 vers 15. Wat beteken dit as God in jou bly en jy in hom? Is net Jesus een met die Vader of jy ook? Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees soos ons een is. Johannes 17 vers 22. Hoekom sal Jesus sê dat jy meer kan doen as wat hy gedoen het? In Johannes 14 vers 12. 1 Johannes 4 vers 17 skryf die apostel, hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oorlogdag. Want soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. Glo jy dat Jesus 'n voorbeeld vir ons is, of is hy 'n voorbeeld van ons? Dink daaraan. Julle moet vernuwe word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens bekleed wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Efesiërs 4. Dit het tyd geword om van jou tradisie en oorlewering ontslae te raak, en te glo dat dit nou Christus is wat in en deur jou leef. Galasiërs 2:20 sê, ek is met Christus gekruisig, en dit is nou nie meer ek wat leef nie, dit is nou Christus wat in en deur my leef. Volg ons op Facebook by Jesus Christus leef in jou, vir die hele waarheid, die waarheid wat jou vry maak